Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Dit is vandag die tweede Sondag na Kersfees. Die vers vir die week kom uit Johannes 1 vers 14b. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van 'n unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Der Wochenspruch für diesen Woche: Wir sahen seine Heiligkeit, eine Herrlichkeit als dein eingeborener Sohn ist vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1 vers 14b. Die kollekte vir Woensdag 1 Januarie was R2050.20. Die kollekte van vandag gaan versending. Volgende Sondag is alweer 'n Duitse nagmaalsdiens hier in Kroondal om 9:30. Die diens sal gelei word deur pastoor Reinhard Kiedling. Dan herinner ek julle aan die gedenkdiens van Karl Krobart op Saterdag 11 Januarie om 10:00 hier in die kerk. Die diens sal deur biskop Theo Jekyll gelei word. Laat ons nou hierdie erediens in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vier. Amen. Ons sing nou die eerste gesang. Juich tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam. Amen.
Christe eleison. Kyrie eleison. Eer aan God in die hoogste hemele. Almagtige ewige God, U wat die hele Christenheid deur U Gees heilig en regeer, verhoor ons gebed en gee dat die Christenheid met al sy lidmate in 'n rein geloof deur U genade U mag dien, in heiligheid en geregtigheid wat U welgevallig is, deur ons Here Jesus Christus, U Seun, wat met U en die Heilige Gees leef en regeer van ewigheid tot ewigheid. Amen. Hy wat aan die begin was, wat altyd sal wees, het vir ons die lewe gegee wat nooit tot 'n einde sal kom nie. Geloof en die ewige lewe in Jesus Christus hoort saam. In ons lewe kom beide bymekaar. So staan geskrywe in ons epistelvoorlesing in Johannes 5, die verse 11 tot 13. Die opskrif van hierdie gedeelte is liefde en geloof. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Hier eindig ons epistelvoorlesing.
Ons evangelievoorlesing staan onder die opskrif Die kind Jesus by die tempel. Dit staan in Lukas 2, die verse 41 tot 52. Jesus' ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin. Maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy is by die reisgeselskap, het hulle 'n dag lank gereis voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom: "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek." Maar hy antwoord hulle: "Waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie?" Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Hier eindig ons evangelie voorlesing.
Broers en susters, u kan maar weer die plekke inneem. Gemeente, daar is 'n spreekwoord uit Afrika wat sê dat as jy vinnig wil reis, dan reis jy alleen. Maar as jy ver wil kom, dan reis jy saam met ander. Die ouer geslag het 'n Afrikaanse woord gebruik wat die jong mense eintlik nie meer vandag gebruik nie en wat ons nie eintlik ken nie. En dit is die woord reisvaardig. Gewoonlik het 'n pa vir ma dit gevra as jy ergens heen op pad is, as jy met vakansie gaan of by mense gaan kuier. Voordat jy in die motor klim om te ry, dan is daar eers vir die kinders gevra: is julle almal reisvaardig? Dit beteken, het julle alles ingepak vir die reis? Is alles daar wat julle moet saamvat op vakansie? En gewoonlik, die van julle wat dit kan onthou, het ons ook padkos ingepak. En het ons gewoonlik iewers by 'n piknikplek gestop en daar die padkos geëet. Kinders moes vir oulaas voor die tyd badkamer toe gaan voordat hulle kon vertrek. En dan, as almal nou in die kar is, en pa wil nou ry, dan klim ma net gou eers uit, om net weer seker te maak dat die ketel af is, dat die strykyster af is, dat die deur gesluit is, en dan gryp sy nog 'n ekstra stel warm klere as dit dalk iewers koud word langs die pad. En dan uiteindelik, dan klim sy weer terug, want sy dink nou is al die nodige goed gepak vir die reis, en nou is almal reisvaardig. Sommige gesinne het ook die gebruik gehad dat die pa voor die reis 'n gebed doen om te vra dat die Here hulle sal beskerm en behoed op die pad. En dan val ons in die pad. Dan heers daar hierdie gevoel van opgewondenheid en blydskap oor die vakansie wat voorlê. Nou, in gedeelte wat ons vanoggend gaan lees, word daar vertel van 'n Ethiopiër wat na sy gesprek met Filippus en nadat hy gedoop is, sy reis met blydskap kon voortsit. Maar voordat hy reisvaardig was om sy reis met blydskap voort te sit, het daar eers 'n paar dinge met hom gebeur wat hom reisvaardig gemaak het. En kom ons gaan lees nou daarvan uit Handelinge 8. Ek gaan vir ons lees uit die woord van die Here uit Handelinge 8 vers 26 tot 40. Luister nou na die woord van God. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad. Filippus het toe klaar gemaak en gegaan. 'n Ontmande Ethiopiër wat 'n hoë pos beklee het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus: gaan loop saam met daardie wa. Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: verstaan u wat u lees? Die Ethiopiër antwoord: hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie? Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit: soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel, sy lewe op aarde word beëindig? Die amptenaar vra toe vir Filippus: sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders? Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin
en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan. En die amptenaar sê, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? Toe het hy die wa laat stille. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, het die gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daar vandaan deur al die dorpe gegaan totdat hy in Caesarea gekom het en oral het hy die evangelie verkondig. Ons lees net tot sover. Gemeente, gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit glo en ook daarvolgens lewe. Amen. Broers en susters, die teksvers van vanoggend se preek is Handelinge 8 vers 39 waar daar staan hy of die Ethiopiër het sy reis met blydskap voortgesit. Nou hierdie verhaal wat ons vandag gelees het, gaan eintlik oor dinge wat met die Ethiopiër gebeur het, wat in daardie tyd vir die Jode en vir die Joodse Christene eintlik ondenkbaar moes wees. Dis een van die baie vertellings in die Bybel wat berig oor hoe die koninkryk van God begin versprei het buite die grense van Israel. Vir die Jode was dit wat hier gebeur het ongehoord. En die skrywer verstrek aan ons 'n klompie inligting, besonderhede om die leser te laat besef hoe ingrypend anders die koninkryk van God is. Die eerste ding is dat Filippus die opdrag kry om na die pad te gaan wat van Jerusalem af na Gaza loop. Nou Gaza was buite die grense van die Joodse gebied. Oorspronklik die gebied van die Filistyne, hulle aardsvyande. Wat moet Filippus nou daar gaan soek? Maar Filippus het klaargemaak en hy het gegaan. Miskien het hy iewers in sy agterkop onthou van die opdrag om die evangelie te gaan verkondig buite Jerusalem en Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Op hierdie pad stuur die Here hom, want daar sal hy 'n man teekom aan wie hy die evangelie moet verkondig. Nou wie was hierdie man? Luister na die besonderhede wat die gedeelte vir ons gee. Hy was 'n ontmande Ethiopiër. Hy beklee 'n baie belangrike posisie aan die hof van die koningin van Ethiopië. Hy was in beheer van haar geldsake. Ons kan vandag se tyd sê hy was haar minister van finansies. Nou vir enige Jood is hierdie besonderhede genoeg om van te walg. 'n Ontmande persoon in die eerste plek is in Israel as onrein beskou en nie eers in die tempel toegelaat nie. Nou moet ons onthou, hierdie man was op pad terug om by Jerusalem te gaan aanbid. Maar hy sou buite die hekke moes aanbid het, want hulle sou hom nie toelaat om in te kom nie. Verder was hy 'n swart man uit Afrika, 'n nie-Jood en daarom volgens hulle siening nie deel van die uitverkore volk van God nie. 'n Simbool eintlik van die onderdrukker, van mag en rykdom en nog meer. Daar word baie duidelik in hierdie gedeelte gesê, hy het op 'n wa gery. Hoekom is dit belangrik? Dit word 2 keer in hierdie gedeelte genoem dat hy op 'n wa gery het, maar in die Grieks staan daar spesifiek 'n strydwa. In Engels word dit vertaal met 'n chariot. Nou die moderne kommentators wys daarop dat die skrywer juis hierdie woord vir ons gebruik omdat die strydwa vir die Jode 'n simbool was van aardse maghebbers en koninkryke. Met so 'n persoon hou jy as Jood en Joodse Christen jou glad nie op nie. Jy meng nie met hulle nie. Jy verag hulle.
Want dit lui dadelik daardie klokkie van Egipte, onderdrukking, magsmisbruik, uitbuiting. Maar is met hom wat Filippus moet gaan praat. Die opdrag is, gaan loop saam met daardie wa. En 'n mens kan jou net voorstel hoe moeilik dit vir hom moes gewees het, maar hy gaan doen dit. Die tyd is nou te beperk om presies in die besonderhede van hulle gesprek in te gaan. Vandag gaan ek meer fokus op die betekenis van die gebeure as geheel. Ons lees die Ethiopiër was besig om die profeet Jesaja te bestudeer, maar hy verstaan nie wat dit beteken nie. En hy vra toe vir Filippus om dit vir hom uit te lê. En Filippus het tydens sy gesprek die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Die Ethiopiër het tot geloof gekom. En toe hulle by die water kom, vra hy om gedoop te word. En weer eens word eintlik die onmoontlike van Filippus verwag. 'n onrein, nie Jood, die simbool van die vyand, moet deur die doop ingelei word as 'n volgeling van Jesus. Maar Filippus doen dit. En so word die andersheid van Jesus se koninkryk duidelik. Daar is vir alle mense plek. Onreines, maghebbers, aardsvyande tot aan die uithoeke van die aarde. En eintlik wat hierdie gedeelte vir ons sê is dat sy koninkryk nie uitgebrei word deur mag en geweld en strydwaans en perde nie, maar daar waar mense bereid is om op 'n vreemde, eensame pad op 'n wa te klim en aan 'n vreemdeling te vertel van die evangelie van Jesus Christus. 'n grenslose evangelie. 'n evangelie wat mense nie buite die hekke stop en sê, jy's nie hier binne welkom nie, maar 'n evangelie wat mense gaan soek, daar op hulle paaie, op hulle lewensreise. Die gedeelte sluit die berig dat die Ethiopiër toe met sy strydwa verder gery het en sy reis met blydskap voortgesit het. Nou dat hy die versekering het dat Christus se lyding en sy sterwe en sy opstanding ook vir hom is. Nou dat hy deur die doop ingelyf is as 'n kind van God, deel geword het van God se familie, het hy die moeisame, lang en gevaarlike reis na Ethiopië met blydskap aangepak. Want nou het hy geweet, maak nie saak wat gebeur nie. Hy's 'n kind van God en God is by hom. Die strydwa, die simbool van wêreldse maghebbers, word uiteindelik deur die krag van God se gees die voertuig wat die evangelie laat uitkring tot in Afrika. Want daar word vertel dat die Ethiopiër later 'n biskop van die kerk in Noord-Afrika geword het. En hy het sy reis met blydskap voortgesit. Aan die begin van die nuwe jaar wag daar op elkeen van ons 'n reis. 'n Reis op pad na hierdie onbekende toekoms wat hierdie jaar vir ons mag inhou. En as ons op vakansie gaan, die van ons wat dalk op die vakansie was, dan sorg ons gewoonlik dat ons reisvaardig is vir hierdie vakansie. Ons tref al die nodige reëlings, ons sorg dat ons motor gediens word, dat ons bespreking by ons vakansiebestemming reg is, dat ons alles saamvat wat nodig is vir die reis en vir die vakansie. Selfs die nodige medisyne word ingepak as daar dalk 'n noodgeval is. Die probleem is dat ons egter baie keer vir alles sorg. Maar ons geloof in God word vir die vakansie by die huis gelos.
Weet jy, dan is jy nog nie reisvaardig nie. So terloops, ek wonder wat sou gebeur het as God ook sou besluit het om met vakansie te gaan. Om ons vir 'n paar weke alleen te los, as hy besluit, hy het net 'n blaaskans van die mensdom nodig. As jy jou geloof in God nie inpak vir die reis nie, dan is jy nog nie reisvaardig nie. En natuurlik kan ons nie regtig weet wat alles in hierdie nuwe jaar vir ons wag nie. Ons weet nie wat ons gaan nodig hê nie. Ons weet nie of ons regtig gereed is vir die reis nie. Maar om reisvaardig te wees vir 2025 beteken dat jy eintlik, menslik gesproke, alles in jou vermoë doen om voorberei te wees vir elke moontlike situasie. Om reisvaardig te wees is eintlik die erkenning dat jy gereed is om die wye ruimtes van die onbekende toekoms te ontdek en dat jy bereid is om daarmee 'n geloofsprong te maak. En die besluit is om saam met God te reis. Dis die ononderhandelbare in enige reis wat jy aanpak. En die vrede en die blydskap wat hierdie besluit meebring is dat jy nie in absolute oorversigtigheid verval nie, maar ook nie in uiterste roekeloosheid nie. Omdat jy bereid is om jou deur God te laat lei. Hierdie gedeelte oor Filippus en Ethiopiër gee ook aan ons die versekering dat God nie wil hê dat ons sonder hom moet reis nie. En dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak of jy of ander mense dalk dink dat jy nie waardig genoeg is in die oë van God nie, dat jy nie deur God aanvaar sal word nie, dat jy nie as reisgenoot by God welkom is nie. Nee. Onthou dan hierdie gedeelte. Hy het 'n ontmande Ethiopiër op pad na Gaza gaan opsoek. En hy het gesorg dat hy die evangelie van Jesus Christus hoor. Dat hy gedoop word, dat hy ingelei word in die huisgesin van God. Juis sodat hy ook sy reis met blydskap kon voortsit. Broers en susters, deur die woord en die gees soek hy ons ook op waar ons ook al in die wêreld in 2025 op reis mag wees. In 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17 skryf Paulus sy laaste opdragte aan die jonge Timoteus en benadruk hy die belangrikheid dat hy moet volhard in die geloof en aan die boodskap van die skrif. Dat hy daaraan moet vashou. Hoekom? Want, skryf hy, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die woord van God rus jou toe vir jou lewensreis. Paulus gebruik eintlik hier die Griekse woord wat oorspronklik van toepassing is op iemand wat op 'n lang bootreis gaan vertrek op die see. En wat alles moet saamneem wat op hierdie seereis mag nodig wees. So hy sê eintlik vir Timoteus, as Timoteus vashou aan die woord van God, dan is hy ook volkome voorberei en toegerus vir alles wat dalk op die pad mag gebeur en wat hy sal moet doen. Aan die begin van hierdie nuwe jaar het ons baie planne en baie voornemens oor die jaar wat op ons wag. Dis reg. En is verantwoordelik om so goed as moontlik voorberei te wees op dit wat dalk mag wag.
Want jy moet so reisvaardig as moontlik vir die reis na die onbekende van die nuwe jaar wees. Maar moenie so voorbereid wees dat jy van die belangrikste vergeet nie. Moenie sonder God en sy woord die jaar aanpak nie. Psalm 119 vers 105 sê dit uitdruklik vir ons: U woord is die lamp wat vir my die weg wys, die lig op my pad. Ja, en al wag daar dalk groot gevare, uitdaging, swaar kry, hartseer. Onthou die woorde van Psalm 23 vers 4. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. En gemeente, broer en suster, kinders, aan die begin van hierdie jaar kan ons dus bely dat ons reisvaardigheid het. Ons het wat nodig is. Ons is reg om te vertrek. Want ons gaan die onbekende in saam met God. En mag ons dan in 2025 ook ons reis in hierdie nuwe jaar met blydskap voortsit. Amen. Kom ons sing nou 'n lied wat ook 'n gebed is en 'n seën op ons pad. Ons almagtige God en Vader in die hemel, dankie dat ons nou deur U woord verseker is dat U saam met ons op hierdie lewensreis is. Dankie dat ons kan weet dat daar nie 'n oomblik verbygaan waar ons alleen is nie. Maar Vader, ons erken, ons word nog baie keer bang. Ons word bang as ons dink wat alles vir ons die jaar voorlê, al die uitdagings wat daar gaan wees, al die bekommernisse. En baie van ons verantwoordelikhede en verpligtinge wat ons sal moet doen, lyk te groot vir ons.
Ons is bang ons gaan dit nie kan regkry op ons eie nie. Ons is bang dat ons dalk die beproewinge wat wag nie alleen sal kan dra nie, dat ons dalk nie sal kan voldoen aan die verwagtinge wat ander mense van ons gaan hê nie. Ons is bang van die wêreld en ons omstandighede vra elke dag net meer en meer van ons. En ons weet nie of ons alles sal kan regkry nie. Dankie Here dat U nie al die wêreldse eise van prestasie en mededinging aan ons stel nie. Dankie dat daar nie voorwaardes is om U kind te wees nie. Maar dat U ons reeds U kinders gemaak het en ons elke dag verseker van U liefde sonder voorwaardes. Daarom kom ons ook vandag na U toe as U kinders en vra dat U soos 'n Vader ons hande sal vat in hierdie jaar wat voorlê. Dat U ons lewensreis saam met ons sal aflê, wat ook al hierdie jaar vir ons wag. Ja, Here, as daar 'n pad is waarop ons nie moet gaan nie, weerhou ons daarvan, al lyk dit hoe aanloklik vir ons. En as daar 'n roete van beproewing is waarop ons dalk sal moet gaan, lei ons daarop, al is dit hoe moeilik. Solank U nie ons hand los nie, sal ons gaan waar U wil hê ons moet gaan. Daarom is ons gebed vanoggend, as U nie self gaan nie, moet ons nie toelaat om te gaan nie. Want sonder U kan ons nie, en sonder U wil ons nie. Amen. Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied. En vergeef ons al ons skade net soos ons vergewe. Soos van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Gemeente, ek vra nou dat ons om die beurt saam hardop die seënbede op die skerm sal uitspreek, soos dit ook in die vroeë kerk uitgespreek is. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is in jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Die drie-enige God is met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen.